ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 271. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek wil net sê ek het die Restoration of the Original Sacred Name Bible in 'n pakketvorm met een van my legkaart studiegids Bybel of enige van die A4 boeke, die groot boeke. So jy betaal glad nie vir die A4 boek nie. Dit is totaal en al gratis as jy die pakket sou koop. En dis posgeld ingesluit in Suid-Afrika vir die pakket. So ek dink jy moet my skakel 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. So dalk die eerste keer as jy na die reeks kyk, gaan na deel 1 begin voor, want die reeks mag hom inligting gemis. Baie belangrik om in te teken sodat u die kennisgewing van die verskillende YouTube boodskappe kan ontvang. Stuur die kennisgewing vir u vriende en kennisse, is lewensveranderend. Pen en 'n skryfblok in 'n 33/53 Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u Vader Jaffa baie dankie sê vir 'n wonderlike naweek wat ons kon gehad het, waar ons soveel geleenthede gekry het om die bonatuurlike evangelie van Yafashua te saai vir mense wat verlore is. Ek wil kom en ek wil sê baie dankie vir elke Jafis familie, Vader, en elke broer en suster, jongmens, kind en kleuter wat in hierdie bonatuurlike woord, geopenbaarde woord funksioneer. Dankie vir die waarheid. Johannes 17 sê, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Seën ons in die woord, in die bonatuurlike woord. Sal vanoggend se woord en gee vir ons insig en wysheid om te verstaan wat u vir ons deur die Ruach wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja. Wat 'n wonderlike geleentheid om vanoggend by mekaar te wees. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vir u 'n wonderlike tyd saam wees. Elke oggend is wonderlik net so om saam te wees. Ons is baie dankbaar dat Jaffa ons ook in die naweek deurgedra het en gehou het en beskik het, en dat ons dan vanmôre almal hier saam kan wees. Loof sy mooi naam. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 16. Vanmôre kyk ons na vers 9. Nou dis baie belangrik dat ons moet skerp kyk vir die beeldspraak in die res van hierdie skrifgedeeltes. Hier is heel wat beeldspraak. Hy sê die hart van die mens dink sy weg uit. Dis nie die hart van die mens nie, die sielste mens, die gedagte van 'n mens. Dit dink sy weg uit, dit doen ons beplanning. Maar dis nie verkeerd om beplanning te doen nie. Dis nie verkeerd van ons om ons weg te beplan of te bedink nie. Inteendeel is dit 'n baie goeie eienskap as ons beplanning kan doen vooruit vir die koninkryk van Jaffa. Want ons as Jafis is nie 'n klomp dommies nie. Ons hardloop soos 'n klomp skape in die hoek en dan staan ons daar. Ons wag vir iemand om uit te breek om vir ons rigting aan te gee nie. Die hart of die gedagtes of die sielste mensie. Ek wil sê van die mens nie, maar van die bruid van Yafashua. Bedink sy weg uit. Ons dink daaraan, ons beplan dit. Die woord sê ook, aan baie beplanning kom geen uitvoering nie. Dit is so. Maar wanneer ons in die Ruach beplan, en wanneer ons Jaffa en Yafashua deel maak van ons daaglikse beplanning, dan bring hy dit tot uitvoer. Want die woord sê ook, ons moet nie bekommerd oor die dag van môre en oormôre nie, maar ons lewe vir vandag. Maar dit is so, ons moet as besigheidsmanne en besigheidsvrouens, ons moet vooruit kan beplan. Jy moet beplanning kan doen, kosteberekening vooruit doen. Dis hoe die dinge werk, dis hoe 'n besigheid werk. En selfs in die koninkryk van Jaffa, as ek in Pastorika moet stil sit totdat die boeke klaar is,
en dan skielik wakker skrik en nou wil ons 'n boek of 10 bestel of 50 boeke bestel of 100 boeke bestel. Dan is ons 'n krisis. Want dit kan wees dat 'n masjienstuk is of enigiets gebeur. Of die drukkers is besig, hulle kan nie jou goed onmiddellik druk nie. So wanneer jy op 'n sekere, ons praat van stock levels, so 'n oomblik wanneer ons op 'n sekere hoeveelheid van 'n sekere boeke kom, want sekere boeke verkoop vinniger as ander, dan bestel ons vroegtydig die voorraad, sodat ons probeer om u nie te laat wag wanneer die boeke moet bestel nie. So dit doen ons vooruitbeplanning. En die hart van die mens dink sy weg uit. Dit is noodsaaklik dat wanneer ek my beplanning doen, dat ek Jaffa en Jaffa intrek en deel maak van dit wat ons beplan. Want die woord sê, ons bedink ons weer, maar Jaffa bestuur ons weer. Daarom gebeur baie dinge nie soos ons dit wil hê nie, of soos ons dit beplan het, of soos ons dit uitgedink het nie. Hoekom? Want Jaffa vat dit in 'n ander rigting. Ag, soos baie van die boodskappe, eintlik meeste van die boodskappe. Ek het altyd kom ek met notas, ek kom voorberei. Spandeer baie tyd in voorbereiding en eers navorsing, voorbereiding, baie tyd in voorbereiding en dan die aanbieding daarvan. En die kamera opnames en alles. Maar dit al hoeveel keer gebeur en u weet dit, dat terwyl ek bedien dat Jaffa die woord swaai in 'n ander rigting in. En elke keer, dat sit, soos die Engelsman sê, spot on, op die punt. En ons loof Jaffa daarvoor, halleluja. So ons gedagtegang moet wees, wanneer ons beplanning doen, of ons die dag bedink, dat ons Jaffa intrek en Jaffa in dit. Hy sê, die hart of die gedagte van 'n mens bedink sy weg uit, maar Jaffa of Jaffa Almagtig rig sy voetstappe. Ons voetstappe is in wie se voetstappe? Is in Jaffa se voetstappe. Is in Jaffa se voetstappe. En dit is so belangrik dat ons voetstappe in die woord gerig moet wees. Ek kan onthou jare terug, baie jare terug, het 'n pastoor by 'n konferensie, dink ek, was dit waar hy gepreek het, en ek praat nou van baie jare terug, oor die mense wat in die sneeu getuisterde areas woon, ding soos Kanada. En toe word die ouetjie in die nag wakker en hy soek te sy pa, en want sy ma's toe oorlede, lankal terug al oorlede, en die ouetjie so 12, 13 jaar oud, en hy soek sy pa, en hy kry nie sy pa nie. En hy gaan toe in die sneeu, hy sien toe sy pa se voetspore in die sneeu, en hy loop in die voetspore. En waar kry sy pa? Hy kry sy pa in die hotel sit en besig in die bar om te sit en drink, saam met die ouens te grap en te drink. En die ouetjie was verskriklik te neergedruk gewees, want hy het gedink sy pa se Christen, soos wat hy hom groot gemaak het, en die ouetjie loop toe in die voetspore terug huis toe, en hy gaan klim in die bed en hy slaap. En so gebeur het dat die ouetjie 'n man word, en later aan dan draai hy alkoholist uit. En dan is sy pa baie hartseer wanneer sy seun 'n alkoholist word. En hy vra vir sy seun, hy sê, wat het jou gedryf na alkoholisme? Hy sê, wel, ek het pa se voetspore gevolg. Hy sê, jy het my voetspore gevolg? Hy sê, ja pa. Daai spesifieke aand het ek in die sneeu geloop, en ek het pa in die kroeg gekry, waar pa gesit en grap en drink het. En ek het net pa se voetspore gevolg. So dit was my baie aangrypend gewees, hoe stap ons in die lewe? Wat se voetspore laat ons na? Wat se rigtingwysers laat ek en u na? Kan die ander mense, dan praat ek nog nie eers van ons eie kinders nie, kan ander mense in ons voetspore stap en sê, ek wil hê wat hulle het, ek wil wees soos wat hulle is, ek wil praat en doen soos wat hulle dit doen? Of gaan hulle ook maar kry dat ons voetspore lei na die plesierplekke toe en die plekke van die dood? En dan sê hulle, nee, as dit is hoe 'n Jafis lewe,
dankie, maar dan stel ek nie belang nie, dan bly ek eerder maar 'n Christen, né? So is dit belangrik dat dinge gebeur onwetend in ons lewens, waar mense ons volg en ons agtervolg in die gees, in die Ruach HaKodesh, en kry hulle ons dan op verkeerde plekke. Hoe tragies. Want die woord sê, as ek en u die oorsaak is dat iemand struikel, die geringste van my kinders struikel, beter om 'n meelsteen om jou nek vas te maak en die see te spring en te verdrink. So ons wil in geen opsigte Jaffa se bruid laat struikel nie. En daarom probeer ons so duidelik en suiwer vir u die woord bedien en vir die woord gee, soos wat dit geskryf is en so dit aan ons geopenbaar word. Hoekom? Want ons wil hê u moet in ons voetstappe wandel. Want ons voetstappe is veronderstel om in Jafashua se voetstappe te wees. En as dit nie so is nie, het ek en u vanmôre 'n probleem. As ons voetstappe nie lei na die kruis nie, of na Golgotha se heuwel toe nie. Ons aanbid natuurlik nie die kruis nie, ons aanbid hom wat op die kruis was, wat van die kruis af afgekom het, wat hulle begrawe het en wat na 3 dae en 3 nagte opgestaan het. So belangrik dat ons nie sekere voorwerpe aanbid nie en sekere mense aanbid nie, maar dat ons hom aanbid wat die volëinder van ons geloof is, Jafashua, halleluja. Nou sê hy in vers 10, en nou moet jy luister na die beeldspraak hierso. Hy sê die beslissing is op die lippe van die koning. Die wat? Wat is die beslissing? Dis die finale woord. Die beslissing op die finale woord is op die lippe van die koning. In die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. Nou, die koning is niemand anderster as Jafashua nie. Koning Salomo skryf hier oor Jafashua sonder dat hy dit eers besef het. Want die beslissing is op die lippe van die koning. En Vader Jaffa is ook die koning. Hy is ook die koning. So nou kan ek na dit twee rigtings kyk. Ek kan kyk en die beslissing is op die lippe van Jaffa Almagtig. Die beslissing, die finale uitspraak. Oor die goddeloses, nie oor die bruid nie. Want die bruid gaan nie deur die groot verdrukking nie. Ek is nou besig met 'n reeks, 'n voorbereiding. Hy sal seker volgende week uitgesaai word as Vader liewe gesondheidspaar. Verskyn die bruid ook voor die regterstoel van die Vader. Gaan so 3 uitsendings wees. Hoekom? Want 95% van die protestante kerke en die katolieke glo dat elkeen gaan eers voor die regterstoel verskyn. Dit wat ek met u gaan deel is die Prof Hannes se teologie nie. Ek het geen teologie nie, want ek behoort nie aan 'n kerkie. Dis geopenbaarde woord. So die beslissing is op die lippe van die koning. Die beslissing, die oordeel. Die koning, Jaffa, Almagtig. Maar die woord sê ook dat Jafashua ontvang ook die oordeel, om te kan oordeel. En ons as bruid, Openbaring 20 vers 4 sê, ons sit op die trone. Hy het trone gesien. Hy sê, en aan hulle is die oordeel gegee, Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien, en hulle, die bruid, is die oordeel gegee. So, ons is wat? Ons is die jury wat die uitspraak gaan lewer. Ons besluit, ons neem die besluit, saam met die Vader en die Seun. Hy sê, die beslissing is op die lippe van die koning, in die regspraak. Nou in die regspraak is vir my 'n oordeel. En ons as bruid kom nie in 'n oordeel nie. Anderste lieg die woord wat sê, hy het my sondekleed gevat in die diepste see van vergifnis gewerp en hy dink nooit weer daaraan nie. Anderste lieg die woord waar Jafashua sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sê julle rus gee. Hy wie geen geld het, hy kom kry verniet.
Anders lieg die woord wat sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Verstaan jy wat ek sê? Die skrifgedeeltes wat sê, as ek vrygemaak is ek waarlik vrygemaak. As daai ou mens van sonde begrawe is en ek daar opstaan, en ek in heiligmaking lewe. En Jahweh kom om my weg te ruk, tydens die wederkoms, die parosha, die koms van Jahweh, aan die einde van Openbaring 23. En ons is rein genoeg om verander te word uit 'n verganklik en 'n verheerlikte liggaam. Hoe arriveer ons in die koninkryk van die hemele? En dan skielik, ons is 'n geestelike liggaam, met 'n geestelike bruilofskleed aan, dan trek ons eers die bruilofskleed aan, hang op die kap, en dan trek ons vuil overalls aan, en dan staan ons voor die Vader, laat hy ons veroordeel. Dit is katholieke dogma, wat in die protestante kerke ingevoer is. En ek is so bly, ek is nie 'n protestant nie. Ek sê, ja, wat ek glo, u is ook. So nou verstaan ons dit, die beslissing op die lippe van die koning, die regter, Jahweh Almagtig, in die regspraak of in die veroordeling, handel sy mond nie ontrou nie. Nee, hy gaan hulle gee wat hulle voor gearbei het. Dit wat hulle aangebou het, dit wat hulle aangewerk het, hulle gaan die beloning daarvoor ontvang. Want die Bybel sê, die arbeider is sy loon werd. Het jy dit geweet? Die woord sê, die arbeider is sy loon werd. En die sondaar wat arbei vir Satan, hy gaan ook sy loon werd wees. Ons loon is om verander te word in 'n oomblik en 'n oogwink, in 'n verheerlikte liggaam, wanneer hy kom met die wolke. Halleluja. Halleluja. Maar die ongoddelikes, die sataniste, hulle wat by die Satan lewe, hulle gaan ook die loon ontvang van die oordeel van die dood. Nou ja, die tyd is ons gevang. Tot môreoggend as Vader Jahweh wil, kom ons wees bidden, kom ons soek die aangesig van Jahweh vandag. Kom ons wees ware Jahwiste. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.